Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeie naand. Hierdie video van vandag gaan oor afronding. Afronding van en as jy nie daai simbool ken nie, ek lees nou letterlik net die titel. As jy nie daai simbool ken nie, daai simbool is die simbool vir irrasionale getalle. Ek het nogal rondgesukkel, verskriklik baie rondgesukkel met hoe gaan ek soos 'n video laat oppop hier in die middel. Maar dit lyk my YouTube het net die funksie vir my om aan die einde van elke video ander van my video's laat oppop. Ek sal in die einde van hierdie video die getallestelsels video laat oppop, maar die beste wat ek nou kan doen is hier so regs. Jy hoort hom nou hier te sien. Ek sal mooi om daar by, okay, 55. Sal ek hom mooi daar bo gaan daar bo regs in die hoekie. Hoor daar so 'n ding op te pop. Ek weet nie hoe lank ek gaan oppop nie. Maar ek weet hy gaan oppop. Ek weet ook nie of ek kan stel hoe lank hy moet oppop nie, maar ek weet hy gaan oppop. En dan bygesê, ek weet ek het hierdie nou al in elke video gesê, en ek weet dit is nog net al die derde video, maar ek gaan timestamps, dis wat jy dit noem in Engels, ek gaan dit in die description sit. Gaan soek waarmee jy sukkel, want jy het nie toevallig op hierdie video geklik nie. Jy het nie op hierdie video geklik want jy hou van die video's nie. Not a chance ou. Ek weet jy wil baie spesifiek iets weet. So, gaan na die timestamps toe en kyk waar is dit waarmee jy sukkel en dan gaan jy soontoe. Dis nie so moeilik nie. Nou, afronding van irrasionale getalle. Dis waar vir daai key met daai klein streepjie daar, dis waar vry staan. Irrasionale getalle. Soos ek gesê het, gaan kyk nie die getallestelsel video. Ek weet jy sukkel nog met irrasionaal en rasionale getalle en hierdie hele video gaan net gaan oor irrasionale en rasionale getalle. Nie die hele ding, okay, nou nie die hele ding nie, maar die eerste gedeelte. So, irrasionale getalle. Wat is irrasionale getalle? Dis seker maar die eerste vraag. Alhoewel jy getallestelsel video's moet kyk om dit te verstaan. En want ek gaan nie in te veel diepte ingaan nie. En die eintlike vraag wat ek wil aanraak is, hoekom wil ons irrasionale getalle afrond? En seker dalk ook wat beteken die woord afronding? Want as jy byvoorbeeld, kom ons sê jy kry 5 en nee, dis 'n slegte voorbeeld. Kom ons sê jy kry 79 vir een of ander vak. 79 en ietsie. Dan sê hulle sal hom vir jou oprond na 80 toe. So, wat is afrond? Is nie af nie. Ek weet eintlik nie wat die antwoord vir die vraag is nie. Maar ek weet wat die antwoord vir die volgende vraag is. So, hoekom is dit dat ons wil afrond spesifiek irrasionale getalle? Die rede hoekom daar nie 'n video is oor die afronding van rasionale getalle nie, is omdat volgens daai video wat jy moet gaan kyk, die getallestelsel video, is rasionale getalle is oneindigende getalle en desimale getalle. Oneindigende desimale getalle. Dis wat irrasionaal en rasionaal in gemeen het. Die probleem egter is die geval wat hulle nie in gemeen het nie, en dit is die feit dat irrasionaal nie as breuke geskryf kan word nie, en irrasionaal ook oneindigend nie repeterende desimale getalle is nie. Luister mooi, nie repeterende desimale getalle nie. Dit beteken, daar is nie 'n patroon nie. As daar 'n patroon was, soos 2,232, dan weet jy, 232 is dit is die patroon, dis die repeterende gedeelte van die irrasionale, die rasionale desimale getal. Sien, selfs my tong knip en dan kry ek goeders verkeerd. Nou, in hierdie geval, of in die irrasionale geval, is daar geen patroon nie. Daar is nie getalle wat op mekaar volg of wat 'n patroontjie maak sodat ek dit kan voorstel as 2,232 en dan onderstreep jy die 23 of dan sit jy 'n lyntjie bo daai 232 nie. Nee.
Irrasionale getalle is nie repeterend nie, so jy kan nie hulle getalle voorstel nie. Nie sommer nie, behalwe as jy 'n wortel gebruik. Maar as jy mos 'n desimale getal wil skryf, wat jy gaan moet doen oral in alle vraestelle, dan gaan jy moet weet hoe om te kan afrond. Nou, die bekendste irrasionale getal is verseker pi. Ek sê hy is die bekendste want hy is regtig die bekendste. Soos almal weet van hom. Hy is so famous, is nie snaaks nie. Hy is soos die Taylor Swift van getalle. Ek weet nie, wie's baie bekend. Dink I weet nie. Cyril Ramaphosa van irrasionale getalle. Dis net almal weet wie hy is, almal weet wat hy is en dat hy 'n irrasionale getal is. Nou, hy is 'n irrasionale getal omdat hy geen repeterende desimale getalle het nie. Geen repeterende desimale getalle nie. Nou, waar begin my desimale getalle? Want hulle gaan vir jou sulke vrae vra. Hulle gaan vir jou vra rond pi, nie noodwendig net pi nie, maar ander getalle ook, maar rondom af tot die derde desimale getal. Jy moet dan weet waar begin my desimale getalle. My desimale getalle begin nie by 3 nie. Kyk hierso, pi is gelyk aan 3. Asseblief chom, dit begin nie by 3 nie. Dit begin by die eerste getal direk na jou komma. Nou, julle in laerskool het heel waarskynlik geleer van hom, okay, dis die ene en dan die tiende en dan die honderdstes of die tiende en die honderdstes of ek kan nie eens, ek weet nie. En dan die duisendstes en ensovoorts. Maar as jy nou in graad 8 is, gaan jy 'n hele stel nuwe terme leer en ons gaan nie vir jou sê, okay, kyk na die 10.000ste desimale. Ons gaan nie dit vir jou vra nie. Ons gaan vir jou sê, okay, kyk na die derde desimaal. Nou jy moet weet, die eerste getal na my komma noem ek die eerste desimale getal. Hy is nou net toevallige 1. Hy's net toevallige 1, maar hy kan 'n 3 ook wees. Hy kan 'n 6 ook wees, as hy sou wou wees. Dit kon 0,6 wees, nie in pi se geval nie, maar in 'n ander desimale se geval. Weet net, hy is die eerste desimale getal. Die tweede een gaan dan waar wees? Boom, 4, shocker. Dis soos Dora the Explorer reg voor die dam staan en sy vra vir waar die dam is. 4 is die tweede desimale getal. Wat beteken dat, wat? 3, die derde desimale getal is die 1. Die vraag is, rond die getal af tot die derde desimale getal. Nou ek hoop jy het 'n patroon raak gesien hierso. 1, 2, 3. Wat beteken 5 is 4, 9 is, wat gaan 9 wees? 5 en 2 is 6. En dan 6 is 7, 8 is 5 en 4 is 9. Nou weet jy wat al die desimale getalle is van pi tot en met die 9de. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 4. Nou begin ons met, nou, ek moet eintlik vir jou vra, waar begin ek? Waar begin ek met om hom dan af te rond? Kyk ek na die derde desimaal? En die antwoord is, nee. Jy gaan na die vierde desimaal kyk, om die derde desimaal te verander. Dis 'n sinnetjie wat ek 'n paar keer gaan sê. Nou, in jou toetse gaan jy nie noodwendig, dis baie skaars, dis letterlik in graad 8 en graad 9, wat hulle vir jou gaan vra, dinge soos rondom af tot die 6de desimaal. Jy gaan nooit in jou lewe hoor nie, regtig nooit nie. In die belangriker grade, 10, 11 en 12, nie dat julle nie belangrik is nie, maar hulle is belangriker. Die belangriker grade, 10, 11 en 12, gaan hulle altyd vir jou sê rondom af tot die tweede desimaal. Maar in hierdie geval, in my voorbeeld, sê ek vir jou rondom af tot die derde desimaal. As ek dan hom wil afrond tot die derde desimaal. Hierdie ding doen dit altyd. Elke keer, die heel eerste keer wat ek hom wil inzoom en freak uit en dan gee vir my ander opsies. Ek wil nie dit hê nie. Dan sê fyn, dan sê julle kan ons saamstem. Dan sê fyn die res van die tyd. Ek wil nie om dit reg te kry nie. So, ons begin by 3. 1, 4
1 en daar is my derde desimaal. Om te werk of om die derde desimaal af te rond, moet ek kyk na die vierde desimaal. Die vierde desimaal in hierdie geval is 5. Dit beteken daai 1 gaan nie 1 bly nie. Ek gaan nou mooi vir julle verduidelik, so chill uit as hierdie nou die mekaar maak, chill uit. Ons gaan klomp voorbeelde doen. Pi afgerond tot die derde desimaal is 3,142. sien jy die 1 wat oorspronklik na die 4 was, het in 'n 2 verander, en dis gesond vir jou om nou te vra, hoe op aarde het ek dit nou net reg gekry? Dis gesond, moenie worry nie, chill uit hou. So, as hy sien, selfs die PowerPoint weet dat hierdie 'n vreemde vraag is. Nou, daai sinnetjie wat ek net te vir julle gesê het, wat was daai sin? Om die derde desimaal af te rond, kyk ek na die vierde getal. So, die vierde desimale getal bepaal wat die derde desimale getal gaan wees. Soms word hy een getal groter en soms word hy nie 'n getal groter nie. Ek gaan nou heeltyd so in die lig praat, so jy moet kop hou. Jy moet dalk iewers gaan neerskryf die letter pi en dan die eerste 5 desimale getalle neerskryf. En dan elke keer as ek praat van die derde, sorry, gaap ek nou. Elke keer as ek praat van die derde, die vierde of wat ook al desimale getal, dat jy net gaan tel en gaan kyk waar staan hulle, waar lê hulle. Nou in jou brein moet jy moet so 'n heuweltjie teken. Kyk, daar teken ek 'n heuwel. 'n Heuwel, imagine jy staan aan die linkerkant net onder die hoek en jy wil nou 'n bal skop. Die eksperiment gaan soos volg werk. Imagine daar's 10 getalle daarbo. Ek sê 10 getalle want 0 is nou ook 'n getal. Aan die linkerkant van my heeltjie is daar 0, 1, 2, 3 en 4. 0, 1, 2, 3 en 4. Sien julle, hy stop net voor die punt. Die 4 stop net voor die bopunt van my heuwel. En dan oor die heuwel is daar 5, 6, 7, 8 en 9. Hierdie getalle verteenwoordig my vierde desimaal. As hulle vir my vra, ek gaan dit net herhaal, as hulle vir my vra rond af tot die derde desimaal, kyk ek na die vierde desimaal en ek gaan kyk of die vierde desimaal een van hierdie is. 0 tot 4 of 5 tot 9. As ons begin, so jy skop nou die bal, right? Ai. Jy skop nou die bal, daar is die bal. As ons begin en ons sê ons skop die bal op en hy kom byvoorbeeld net tot by 4, wat se kant toe gaan hy rol? Nou ek staan onder die hoek, ek staan waar die bal nou is. Hy rol terug na waar ek is. As hy terugrol na waar ek is, dan beteken dit my getal, die derde desimaal, ek het nou gekyk na die vierde desimaal, en as hy een van daai 5 getalle is, 0, 1, 2, 3 of 4, dan rol hy terug na my toe, so die derde desimaal bly dieselfde. Maar as hy oorrol na die ander kant toe, so hy rol oor en die vierde desimaal is of 'n 5, 6, 7, 8 of 9, wat dan gaan gebeur, is die getal word 1 meer. Dis hoekom in ons vorige voorbeeld toe ek vir jou gesê het, rol pi af tot die derde desimale getal. Die derde desimale getal was die 1. Dit was 3,141. Die vierde desimale getal, die getal die getal waarna ek gekyk het, was die 1 net regs van die 1. Was 5. Nou 5 is die vierde desimaal en hy verander dan my derde desimaal 1 meer, omdat die bal oor die heuwel gerol het. Nou hy was hier so by die 5. En as hy by die 5 is, gaan hy afrol. Dieselfde gaan gebeur as hy 6, 7, 8 of 9 is. Ok, ek hoop julle verstaan dit. As julle dit nie verstaan nie, vra 'n vraag of kyk die video weer oor totdat jy dit verstaan. Ek gaan nou 'n bietjie voorbeelde doen. So voorbeeld nommer 1. Ek het gesê ons gaan voorbeelde doen, hier is die eerste voorbeeld.
Julle gaan nou in graad 8 en 9 sulke tipe vrae kry. Skryf 27 op 13 afgerond tot 3 desimale getalle. Nou, ek flous julle 'n klein bietjie in hierdie eerste voorbeeld. Die rede hoekom ek sê ek flous julle en julle hoor dit te weet is omdat 27 op 13 nie 'n irrasionele getal is nie. Hy is 'n rasionele getal. Dit beteken hy kan repeteer. Ons gaan later, ver later in die toekoms gaan ek 'n video oplaai oor hoe om 'n repeterende getal, so 'n rasionale getal, om te skakel na 'n breek toe. Dit is eintlik baie cool. Dit sal julle mooi wys. Maar in hierdie geval gebruik ek net die rasionale getal 27 op 13 net as 'n voorbeeld. Want 27 op 13, as jy hom in jou sakrekenaar intik, gaan jy sulke lange desimale getal kry. Hy repeteer nog steeds, maar daar repeteer, ek dink 7 van sy desimale. En hy gaan jou flous as jy hom in die eksamen kry, want dit lyk nogal asof hy nie repeteer nie, maar hy repeteer eintlik. Jy moet dit onthou, breuke repeteer. In hierdie geval repeteer hy ja, maar kom ons skryf net die eerste, 1, 2, 3, 4, 5. Kom ons skryf net die eerste 5 desimale getalle neer. So dit gaan wees 27 op 13 is 2,07692. Okay, skryf dit neer. Pause die video, skryf dit neer. 2,07692. Kry jy sakrekenaar te kom neer, wat ook al. Die vraag is, skryf hom afgerond tot 3 desimale getalle. As ek hom moet afrond tot 1, 2, 3 desimale getalle, so die 6, moet ek kyk na die 4de desimale getal. My 4de desimale getal is 'n 9. 9 is anderkant die heuwel. Die bal gaan wegrol van my af, daarom gaan die 3de desimale getal, die 6, 'n 7 word. So 2,07692 afgerond tot 3 desimale getalle is 2,077. Daai 6 word 1 meer, want die bal is oor die heuwel aan die ander kant en rol weg van my af. Voorbeeld 2. Nou, voorbeeld 2 is 'n werklike irrasionele getal, want dit is wortel 12. Onthou nou, as jy 'n getal het soos wortel 16 en hulle sê vir jou rond wortel 16 af tot 3 desimale getalle, weet hulle flous jou, want 16 is 'n vierkantsgetal. Vierkantsgetal beteken hy word 'n perfekte heelgetal. Nou 'n perfekte heelgetal is nie 'n desimale getal nie. Wortel 16 is 4. Dieselfde gaan gebeur as hulle vir jou vra wortel 9. Wortel 9 is 3 of 25. Wortel 25 is 5. Moenie in hierdie stryk val nie. Daai gaan net 4,000 wees byvoorbeeld as hulle sou vra. Maar ek twyfel hulle sal dit vra, maar net nou het jy een of ander reks as jy wiskunde juffrou en dan vra sy dit vir jou. Okay, terug na die voorbeeld. Wortel 12 in jou sakrekenaar gee vir my 3,46410. 3,46410. En hulle vra vir my rondom af tot 2 desimale getalle. Hierdie is eintlik die perfekte voorbeeld, want soos ek sê, in al die belangrike grade gaan hulle altyd vir jou vra, in alle toetse. Hulle gaan altyd vir jou vra, rondom af tot 2 desimale getalle. Hulle gee net om oor 2 desimale getalle. En as jy byvoorbeeld in finansies werk, julle gaan dit doen, nie nou nie, een of ander tyd, gaan julle met inflasie werk. Ons land het nie sente verder as, kleiner as 1 sent nie, byvoorbeeld. So jy gaan nooit met meer as 2 desimale getalle werk nie. Jy gaan letterlik net werk met
2 desimale getalle. Want ons kry nie kleiner as 1 sent nie. Ek dink ons het op 'n stadium, kry ons 'n halwe sent, dan sal dit 0,5 wees, maar dit is nie meer so nie. 0,005 wees. Maar dis regtig nie meer so nie. Not a chance, not a chance. Ons werk net met sente, so daarom gaan jy, as jy werk met finansies, altyd net op 2 desimale getalle werk. Terug na die voorbeeld, ek praat te veel. 3,46410 afgerond tot 2 desimale getalle. Kyk daarom, ek rond af tot die tweede. Kyk daarom na die derde. Die derde desimale getal is 'n 4. 4 is links van my heuwel. As hy links van my heuwel is, gaan hy mos na my toe rol. Hy gaan nie oor die heuwel nie, hy stop net voor en dan rol hy terug. As hy terugrol, wat gebeur met my tweede desimale getal? Nou as jy sê, ja meneer, hy word 1 meer. Nee, jy's verkeerd. Hy word nie 1 meer nie. Hy bly dieselfde, want die bal rol terug na my toe. Ek gebeur nie, ek verloor nie 'n bal nie, bla bla bla. So, hy gaan bly 3,46. Maak dit sin? Hierdie is dit. Dis afronding. Baie eenvoudig. Jy gaan nooit in jou lewe punte kry hiervoor nie. Jy gaan net punte verloor hiervoor. Jy gaan net punte verloor hiervoor. In jou matriek eksamen waarheen jy werk, vanselfsprekend werk jy nou na matriek toe. En in jou matriek eksamen gaan hulle vir jou iewers 'n punt aftrek as jy verkeerd afgerond het. So jy gaan net punte verloor hiervoor, jy gaan nooit punte actually kry voor in behalwe in graad 8 en 9. Dit is daarom hoekom dit so van kardinale belang is vir jou om hierdie eenvoudige dingetjie reg te kry. Is baie maklik, regtig baie maklik. Oefen dit. Vra vir jou ma om vir jou 14 verskillende irrasionale getalle te noem. Skryf hulle neer en rond almal af tot 2 desimale getalle, want dis goeie oefening en jy kry vreemde kyke van jou ouers af as jy dit doen. So, dis die einde van hierdie video. Sien julle in die toekoms.